Kyk, goeiemôre, good morning. Kaalvoet in die teater is 'n verhoogproduksie met Almero en Karlien van Jaarsveld. Dit beloof om 'n vertoning soos geen ander te wees nie, met stories en musiek uit beide se penne. Dit vind op die 4de Maart by die Fairtree Atterbury Theater plaas en Almero kuier nou vanoggend hier by ons om ons meer hieroor te vertel. Baie hartlike goeiemôre, good morning aan jou. Dankie selfde. Kaalvoet in die teater, jy en Karlien van Jaarsveld, hoe het dit gebeur dat julle hierdie pragtige stuk teater saam maak? Ons het 'n paar jaar terug ontmoet, ook by 'n optrede wat ons albei gedoen het by dieselfde plek, en dit was een van daai ontmoetings wat jy agterkom ons deel dieselfde tipe, ek dink ek noem dit sommer ons praat dieselfde taal in terme van hoe ons kyk na musiek en kuns en lirieke. En ons het toe ook daarna 'n projek saam gedoen waar ons saam musiek geskryf het ook, en ek dink daar het dit vir my baie duidelik gemaak dat ek dink sy het so 'n publieke beeld as kommersiële kunstenaar, maar in haar hart is sy definitief 'n kunstenaar. Ja. En ons het toe kontak gehou en gesels af en toe en ja, ruil soms stories uit en musiek as ons werk aan iets. En toe het die Atterbury 'n oop datum gehad en hulle vra toe, wil ek graag 'n vertoning hê? Toe sê ek gaan haar saamnooi, eerder as wat ek alleen 'n vertoning het. En ek's baie opgewonde, dit is die eerste keer wat ons so iets saam doen. Ja. So ek dink dit gaan 'n lekker aand wees. So. Wat kan mense verwag van die stuk? Ek dink eerstens is die fokus op stories. So Karlien is baie lief vir stories, vertel ek ook, en baie van beide van ons musiek kom met 'n baie stories saam met die musiek. So ek dink ons gaan baie stories vertel. Dis dalk stories wat ons dalk nie voorheen al gedeel het nie. Sy kry ook nie noodwendig gereeld kans om op 'n feesverhoog stories te deel nie. So dis wat dit baie lekker maak van iets soos hierdie teater, is dat die mense sit en luister aandagtig en ons het lekker tyd om te kan deel met die gehoor. Dis baie meer intiem as enigiets anders wat jy gewoonlik sal doen, en jy ook soms. Ja, en ek dink dis wat baie lekker is. Ek dink ook daar's in die afgelope paar jaar dink ek die publiek hou van sulke tipe goed om so half agter die kunstenaar bietjie te hoor wat in hulle lewe aangaan. Hoe besluit julle watter liedjies om saam met hierdie stories te deel, wat julle deel te pas? Ek dink is maar 'n gevoelsaak. Ons weet nog steeds nie eintlik wat ons gaan doen volgende week nie. Sy definitief 'n paar stories wat sy voel sy graag wil deel met mense, en ek volg ook so half my derms as dit kom by wat ek moet sing of stories. So vir beide van ons, dis baie lekker, ons deel idees uit en dan is die ander een ontvanklik daarvoor en sê dit laat my dink aan 'n ander storie wat hulle graag wil deel. Ja. Die gehoor wat gaan kom, wil julle graag dit mik op mense wat dalk nie verkend is met julle musiek en julle skryfwerk self nie, of is dit vir julle soos your kind of loyal fanbase, of is dit iets wat julle graag wil uitbrei, dat mense wat nie julle kuns ken nie, nou julle kuns kan leer ken? Ek dink beide. Dit is altyd lekker om te weet daar's mense wat jou ken in die gehoor, en hulle is so getroue luisteraars. Dit is lekker om te weet, maar ek dink wat lekker is, omdat ons dit saam doen, is ons ek wil nou sê ons luistermark se oorvleuel is nie vreeslik groot nie. Ons doen nie as werk dieselfde ding nie. En ek dink dis wat my opgewonde maak, dat daar mense is wat haar musiek nie ken nie, maar my musiek ken, en dalk nou ek dink nuwe stories van haar gaan ontdek, en dieselfde van haar luisteraars. So ek's baie geëerd, ek is ook baie bewus daarvan dat haar gehoor heel wat groter is as myne. So dis lekker om te weet mens bereik nuwe mense wat nog nie eintlik te doen gehad het met jou musiek of stories nie. Wat is die interessantste ding wat jy oor Karlien geleer het en sy dan nou oor jou? Dis 'n goeie vraag. Ek weet nie wat sy van my geleer het nie, maar wat ek van haar geleer het is sy's ongelooflik snaaks. Ek lag altyd verskriklik lekker saam met haar. Sy's baie lief vir 'n grappie maak of 'n avontuur aanpak. Wat kan mense doen om hulle kaartjies te kry vir hierdie show?
seatme.co.za en dan tik hulle sommer net in Kaalvoet, die vertoning sal daar verskyn en hulle moet gou maak want dit is besig om uit te verkoop, maar daar is nog 'n paar kaartjies oor. Dis volgende week, so hulle moet spring. Ja. Almero, waarmee is jy nou nog ook besig? Op die oomblik, ek is nou net so op die laaste episode van Een keer om die son seisoen 2 se naproduksie en ek is besig om die musiek en die klankbaan daarvan te vervaardig. Dis besig om uit te saai ook. Ons trek nou al by episode 7 dink ek en ons is besig aan naproduksie met episode 12. So die deadline is rof. Ek gaan hierna gaan ek terug om te gaan werk daaraan. En dit was die hoof fokus van my lewe eintlik tot die afgelope jaar. So ek sien uit dat dit verby is, maar is baie bittersoet en hartseer om te weet die seisoen maak klaar. En dis ook seker lekker om te weet jy het Kaalvoet in die teater om wat op jou wag volgende naweek. Definitief, ek is baie opgewonde om dit te doen, ja. Dit is altyd so lekker om met jou te gesels. Welkom en jy is enige tyd weer welkom hier by Goeiemôre, Good Morning Almero. Dankie, ek waardeer dit baie. Dit dan Almero oor sy produksie wat hy en Karlien van Jaarsveld saam gaan doen by die Fairtree Atterbury Theater. Gaan maak seker jy kry jou kaartjies is op die 4de Maart by seatme.co.za. Bly ingeskakel want net hierna gesels ons nog musiek. Pieter gesels met Damian Beer oor wat nou in sy loopbaan aangaan. Jy is ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning. Bly net waar jy is.